Okay, goeiedag almal. Ek is hier om julle te verwelkom by Louis se lewensviering, verskoon my. Ek word dit uit my gegaan. Hulle het my gevra dat ek vandag vir ons 'n stukkie sal doen uit die Bybel uit. En toe hulle vir my vra om dit te doen, het ek nie eintlik geweet wat om te doen nie. Ek is nie 'n dominee nie, ek is nie 'n teoloog nie, ek is net 'n doodgewone boer in die omgewing en 'n vriend van Louis. Toe het ek 'n stukkie gaan opstel, wat ek nou vir julle gaan lees, ek gaan dit verseker nie preek nie. Ek het 'n stukkie geskryf vir hom, en dit voel vir my dit plaas dit alles in konteks van Louis se lewe. En ek wil baie graag dan dat julle saam luister. Beste familie en vriende, ons het vandag by mekaar gekom om afskeid te neem van Louis. Iemand van wie se lewe soos 'n ronde golf, vol uitdagings, vreugdes, verrassings, waardevolle oomblikke was. Wanneer ons dink aan golf, sien ons 'n baan vol hindernisse, bome, water, sand, wind, wat soms teen ons waai. En tog probeer jy elke keer die lyn te vind, jou posisie reg te kry en te volhou, selfs na 'n mislukte skoot. So was Louis se lewe, 'n pad vol volharding en vreugde. Dan gaan ek het 5 stappe van golf ingesit. Die stappe van lewe. Die eerste tee, God se geskenk van lewe. Elke golfronde begin by die eerste tee. Jy skep jou asem, jy staan reg en jy slaan die eerste hou in die rigting van iets groter as jy. Psalm 139 herinner ons dat God ons vorm, ken en dra van die eerste oomblik af. U het my gevorm, u ken my ten volle. Die lewe van Louis was nie 'n toeval nie, dit was 'n geskenk. 'n eerste hou wat God self gegee het, met 'n doel en 'n betekenis. Stap 2, die fairway, die pad van elke dag. Op 'n golfbaan kry mens min mense wat 'n reguit lyn van die tee tot by die pypie kan speel. Daar's draaie, verkeerde hoeke, en soms slaan jy die bal in die bosse. Maar ek gee nie op nie, jy soek, jy stel jou hou weer op en jy probeer weer. So het Louis volhard, deur werksdae, familieuitdagings, vreugdevolle oomblikke en hartseer. Sommige dae was maklik, soos 'n sagte wind in jou rug. Ander dae het hy sterk teen die wind gespeel. Maar deur alles het Louis sy beste probeer om die beste mens te wees. Die derde punt, die hindernisse. Ons stryd en ons swaar kry. Op die golfbaan is sandkuile en waterhindernisse onvermydelik. Dit beteken nie jy het die verkeerde hou gespeel nie. Dit beteken jy is 'n mens. Ons onthou vandag nie net die hoogtepunte nie, maar ook die tye van pyn, siekte, stryd en vrese wat Louis moes dra. Die dood voel vir ons soms soos 'n hindernis waarvan ons nie kan ontsnap nie. Maar Jesus sê in Johannes 14, laat julle harte nie ontsteld wees nie. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. Selfs in die laaste, swaarste golfskoot van sy lewe, was God naby. Hy staan saam met ons almal, hy troos ons en hy dra ons. Die 4de punt, die 18de puitjie. Die ronde is voltooi. Elke ronde eindig by die laaste puitjie. Party rondes was vol frustrasie, ander vol vreugde, maar wanneer jy die 18de gat verlaat, weet jy hierdie spesifieke baan is voltooi. Vandag voel ons, dit is soos die einde. Maar vir God is dit nie die einde nie, dit is net die einde van die een ronde. En die begin van 'n nuwe lewe. In Openbaring 21 herinner hy ons, hy sal die trane van jou oë afdroog, die dood sal daar nie meer wees nie. Louis het sy laaste puitjie gespeel. Die Here het nie die telling volgens foute opgeteken nie, maar volgens genade. En nou gaan Louis 'n nuwe baan binne. Een sonder hindernisse, sonder pyn,
sonder trane. En punt nommer 5. Ons bly speel, maar God loop altyd saam met ons. Alles Louis se rond te voltooi, is in ons nog aan die gang. Ons staan nog op die eerste tee, die fairway, of in die sandkuil. Maar ons gaan nie alleen nie. Die Here, ons goeie herder, stap elke gat saam met ons. Kom ons dra mekaar, troos mekaar, en onthou dat elke dag se skoot 'n geleentheid is vir liefde, vrede en genade, soos God ons geleer het. Dan vra ek julle om asseblief dat ek gaan 'n gebed vir ons lees. By die oor asseblief. Here ons God, vandag kom ons voor U met swaar harte, maar ook met dankbaarheid. Want U het ons 'n diensknegt in Louis gegee. Iemand wat met 'n nederigheid gewandel het, met liefde gedien het en met getrouheid volhard het tot in die einde. Dankie Here dat Louis nie groot dinge van homself gesoek het nie, maar eenvoudig wees waar U hom gestuur het. U het sy hande gebruik om te dien, sy woorde om te bemoedig, sy lewe om U naam te eer. Ons eer U vir die stille gehoorsaamheid, wat dikwels meer vertel het as 1000 preke. Maar Here, vandag is ons hartseer. Ons mis 'n stem wat sag gepraat het, 'n glimlag wat vrede gebring het, en 'n lewe wat 'n voorbeeld van U liefde was. Kom troos hierdie familie, en vul die leegheid wat ons nou voel, met die teenwoordigheid wat sterker is as ons pyn. Here Jesus, U het self gesê, welgedaan, goeie getroude diensknegt, kom in die vreugde van jou Here. Ons glo dat Louis nou daardie woorde hoor, nie omdat hy volmaak was nie, maar omdat U genade volmaak is. Dankie dat U hom veilig huis toe gebring het. Heilige Gees, dra ons deur hierdie dag. Gee vrede waar hartseer woon. Gee hoop waar ons seker staan. En leer ons om die diensknegt te wees, sodat die voorbeeld van Louis kan voortlewe in ons almal. Here, ontvang nou ook Here, ontvang ook geliefde broer in U arms. Laat U lig oor hom skyn. Laat U rus hom ontvou en laat U liefde hom vir ewig bewaar. In die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Dan sê ek julle baie dankie, maar ek het vir Kobus Hatting vra om van die golfklub se kant af ietsie te sê. Hallo. Is nie 'n groot public speaker nie, so vergewe my. Vandag staan ons hier met swaar harte, maar ook met diep waardering, om afskeid te neem van 'n man wat vir ons baie jare deel was van ons hartklop en ons golfklub. Louis was nie net 'n werknemer nie, hy was 'n pilaar van hierdie plek. Iemand wat die klub laat voel het soos 'n tweede huis. Sy teenwoordigheid was deel van ons daaglikse ritme. Hy het generasies van spelers gesien kom en kinders gesien groot word en nuwe lede soos familie laat voel. As jy wou weet hoe dinge regtig gegaan het by die klub, kon jy altyd vir Louis vra. Hy het alles geweet en nog meer. Die lede onthou hom as 'n man agter die toonbank wat altyd gereed was met woorde, lag of net sy rustige teenwoordigheid. Of dit nou was om iemand te help met 'n scorecard of om 'n sterk dop te skink na 'n slegte ronde om die pyn bietjie te versag. Louis het geweet hoe om mense beter te laat voel, selfs al was dit net vir 'n oomblik. Vanaf die komitee en voormalige komitees, ons wil ons opregte waardering uitspreek vir ongelooflike jare diens wat Louis aan die klub gewy het. Hy was 'n stewige pilaar, altyd bereid om 'n hand op te steek om te help, sonder huiwering. Die klub is beter, mooier en ryker omdat hy deel daarvan was. Louis het 'n erfenis nagelaat wat nie gemeet kan word in jare of in take nie, maar in mense, in die liefde, respek en vriendelikheid wat hy aan almal uitgedeel het, sonder ooit iets terug te verwag. Ek en Japie het altyd gegrap met Louis. Ons het gesê,
as jy eendag begrawe word, wil ons die voetkant van jou kus dra. En nou kyk hy van bo af en lag vir ons omdat ons hier treur, terwyl hy altyd gesê het, moet nie by my begrafnis treur nie, ons moet 'n groot kuier hou. Iets wat hy gesê het. Ons gaan jou mis, Louis, maar ons weet jy wil hê ons moet lag saam met jou, selfs tussen die trane. Louis, jy het nie net die klap laat verleer nie. Jy het harte aangeraak. Jou lag en jou vriendelikheid sal altyd by ons bly. Ons beloof om jou nalatenskap te vier, jou storie te vertel en soms 'n sterk dop te skink om jou eer. Rustig ou vriend. Dan vra vir Masha om asseblief. Is daar enigiemand wat nog iets wil sê? Masha. Middag allemaal. Kijk, kan hom nie nou hoor. Ek gaan net vir ons die afskeidsbrief lees. Met groot hartseer neem ons afskeid van Louis, 'n geliefde seun, broer en kollega, wie se stil krag en nederige gees diep spore in ons lewe gelaat het. Louis het vir baie jare met toewyding en trots by die Ceres Golfklub gewerk. Hy was iemand op wie 'n mens altyd kon staatmaak, betroubaar, vriendelik en bereid om 'n helpende hand te bied, sonder om erkenning te soek. Sy werk was vir hom meer as net 'n beroep. Dit was sy manier om elke dag waarde toe te voeg. En dit het hy met eerlikheid en loyaliteit gedoen. Al het Louis geen kinders gehad nie, het hy sy liefde en goedhartigheid vrylik gedeel. Hy laat sy ma, pa, broer, suster en familielede agter. Asook almal by die golfklub en in die gemeenskap wat hom geken het en waardeer het. Sy afwesigheid laat 'n leemte, maar sy herinnering bly warm en helder in ons harte voortleef. Mag Louis nou in vrede rus. Mag sy familie vertroosting vind in God se liefde en in die wete dat hy deur baie mense opreg gerespekteer en gemis sal word. Rustig, Louis. Kijk, nou roep ek net vir Niels om namens die familie bedankings te doen. Middag julle almal, ekskuus vir hierdie ene, maar ja, ek is in die diep kant ingegooi, maar toe maar ons almal is. Bedanke. Al julle wil graag namens die familie en volgende bedankings doen. Die golfklub, wat al vir 30 jaar Louis se lewe was. Kobus van internasionale funerals vir al die hulp en bystand. Dankie aan almal wat bygedra het met die platters en die spesiale dank aan Sonet en wat alles gereël het. Dankie Sonet. Dankie aan Paul en Masha wat al huis oopgemaak het vir ons wat van ver af kom en spesiaal aan Paul wat dadelik ingespring het met die reëlings omdat Yvonne en Toby van ver moes kom om hier te wees. En dan baie dankie aan elke liewe persoon wat 'n vriend vir Louis was en moeite gedoen het om hier te wees en dit wat graag hier sou wees. Baie dankie almal. Dit sluit dan al die verrigtinge af. Ek wil net ook baie dankie sê vir almal wat hier is vandag en sterkte. Hy was regtig steunpilaar in die golfklub en ons het almal hom baie goed geken. Ek nooi julle nou uit om saam met ons iets te eet hier buite in die saal. Dis daar vir julle kos gereed. Julle is welkom om te gaan kry. Baie dankie julle.